Dis nog minder as 6 ure voordat 2026 begin. Kan jy glo? Dit voel nie so nie, nee. Voel dit so? Ons het mixed emotions. Kom ons werk nou saam. Strek gou daai arms, laat ons nou net. Wie sê, jy kan nie glo die jaar is al verby nie? Wie sê, prys die Here, die jaar is verby? Alright. Ek glo die Here gaan vanaand iets in jou hart kom doen rondom 2025, maar ook rondom 2026. Maar ek wil begin en vir jou vra, waar trek jy vandag? Dis die einde van die jaar, maar hoe voel jy? Die jaar is verby, wat se emosies skree die hardste? As jy nou eerlik met jouself moet wees, is jy net moeg, en jy sê net hierdie jaar is soos wat julle nou net gesê, die jaar is lank gewees, die jaar was rof gewees, jy is net dankbaar hy is verby, voel jy eintlik maar meerendeels geworried, of voel jy meer disappointed oor hoe 2025 gegaan het, oor hoe die jaar wat nou verby is, afgeloop het, voel jy dalk meer gefrustreerd oor dat jy nie by Januarie 2025 se nuwejaarsvoornemens uitgekom het nie? Wie van julle het nie daarby uitgekom nie? Julle kan maar eerlik wees. Nee, of jy het nie gemaak nie, of jy het nie daarby uitgekom nie. Dis gewoonlik een van die twee opsies. Of voel jy net overwhelmed met 2026 wat letterlik oor 5,5 ure begin, en jy voel jy het nog nie 'n idee wat regtig voor lê en wat kom nie. En miskien as jy terugkyk oor 2025, wil ek jou vra, wat sien jy? Wat sien jy as jy terugkyk na hierdie jaar wat verby is? Sien jy net al die reën en as gevolg van al die reën, al die potholes? Jy weet, of sien jy alles wat verkeerd geloop het, alles wat nie uitgewerk het nie, dalk was daar verlies, dalk was daar dood, dalk was daar trauma gewees. Wat sien jy as jy terugkyk na hierdie jaar wat verby is? Sien jy net die failures raak? Sien jy raak al die foute wat jy gemaak het en jy hoop net volgende jaar is beter? Ek het regtig in die voorbereidingstyd beleef en ek glo in my hele hart dat dis nie waar ons fokus moet lê nie. Ons fokus moet nie net wees op alles wat verkeerd loop en hoe oorweldig ons voel en hoe moeg ons is as gevolg van hierdie jaar wat verby is en hoe moeilik dit was en al die dinge wat gebeur het nie. Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Dis nie dat daai goed nie gebeur het nie, maar daar moet iets anders wees. Daar moet iets meer wees, iets groter wees. En ek dink daar moet 'n dankbaarheid wees vir wat die Here gedoen het in die jaar wat verby is. Amen. Ons het nou net gesing, all my life you have been faithful. Hierdie jaar wat verby is, was die Here getrou. Amen. En mag ons die positiewe raak sien. Hier aan die einde van die jaar mag ons eerder terugkyk en die positief raak sien. Mag ons eerder sien hoe God ons gedra het toe ons gesukkel het. Toe alles nie maklik gegaan het nie. Mag ons eerder sien hoe die Here vir ons deurgekom het toe dinge vir ons onmoontlik gelyk het. Wie het 'n onmoontlike situasie gehad hierdie jaar wat verby is? En hier sit jy nog steeds. Jy's nog hier, jy het survive. Die Here was vir ons goed geweest. Mag ons sien hoe die Here voorsien het, hoe die Here ons gebless het. Mag ons sien hoe sy goedheid en sy guns ons elke dag gedra het en aan ons bewys is. Mag ons sien hoe die Here ons miskien bietjie kom shape het, soos die pottebakker en ons is die klei. En miskien is daai shaping proses hierdie jaar nie baie great geweest nie. Maar die Here het jou kom vorm om meer soos Jesus te lyk. En mag ons miskien die Here sien selfs deur ons pyn en dat ons nooit alleen was nie. So vanaand wil ek vir 'n oomblik dinge bietjie anders doen en ek wil jou perspektief kom challenge. Nou perspektief maak dat ons dinge sien op 'n nuwe lig. Wie van julle hou daarvan om 'n sonbril te dra? Baie van julle, dankie tog. Nou as jy 'n sonbril opsit, ewe skielik is ek cool. Nou sê, nee. Julle is baie donker nou. Maar dit verander hoe jy sien. Dit verander hoe jy kyk. En selfs met 'n klomp goed wat ek hier het, is 'n uurglas, is sodra jy begin kyk deur die lens van daar's min tyd of die jaar is amper verby, dan kyk jy anders na jou dieet aan die einde van die jaar as aan die begin van die jaar. Want die tyd is nou verby. Ek het dit al hier gesê, dit maak nie saak wat jy eet tussen Kersfees en Nuwejaar nie, dit maak saak wat jy eet tussen Nuwejaar en Kersfees. Nee,
Ewe skielik is dit sit ding in 'n ander perspektief of 'n verkyker wat jy net jy weet jy kan verkyk, dit is in die naam, nê? Of miskien safety glasses, jy voel meer veilig as wat jy iets anders sien met hierdie goed. Of 'n vergrootglas wat jy iets van naby af van groot kan sien, dit verander jou perspektief. Die omstandighede en die dinge verander nie, maar hoe ons daarna kyk verander. En dis wat perspektief is om te besef dat ons kyk nou net anders na dieselfde dinge. Ons sien dinge anders, ons bril verander. Perspektief is om onthou wat die waarheid regtig waar is. Om te onthou dat God is goed en hy doen goed. En om na die Here te kyk en na hierdie jaar miskien te kyk in 'n ander lig, in 'n nuwe lig. Om God te sit waar hy hoort, heel bo. Net weer terug te kom. En die uitvloei daarvan, wanneer ons begin anders kyk, wanneer ons net weer ons oë belyn met God en hoe hy wil hê ons moet sien, is die uitvloei daarvan worship en om te celebrate wie God is en wat hy gedoen het. Maar ek dink ons vra partykeer die vraag, maar hoe weet ons gaan okay wees in die toekoms? Ons sit miskien vanaand hier en jy stres al oor maandag as die werk weer begin. Miskien is jy een van daai wat al Vrydag begin werk. En jy begin al stres oor hierdie 2026 voel vir my gaan met 'n bang afskop en jy is al klaar besig om planne te maak en jy vra, hoe kan ek nou celebrate? Hoe kan ek nou positief wees oor die volgende jaar? Ons kan positief wees en ons kan celebrate wie God is, want Maleagi 3 vers 6 in die Nuwe Lewende Vertaling sê vir ons die volgende, hy sê, ek is die Here, ek verander nie. All my life you have been faithful. En dit beteken God verander nie. Beteken he is going to be faithful tomorrow. Hy gaan volgende jaar 2026 gaan hy ook faithful wees. Want sy karakter verander nie wie hy is, sy liefde, sy genade, sy voorsiening in ons lewens, niks van dit verander nie. Hy bly dieselfde, hy bly naby en hy bly ons Pa. Amen. So ons kan op hom staat maak oor dat ons gesien het in die jaar wat verby is, hoe die Here deurgekom het. Hoe die Here getrou was. Daarom kan ons in dankbaarheid sê, en ons kan die Here begin vertrou. Ons kan in dankbaarheid sê, Here, ek gaan U vertrou, maak nie saak wat nie. En hoor wat sê Psalm 62 vers 6, hy sê dit so mooi in die Passion Translation, hy sê, for He alone is my safe place. His wraparound presence always protects me as my champion defender. There's no risk of failure with God. So why would I let my worry paralyze me even when troubles multiply around me? Is dit nie mooi nie? Ons kan sê, ek gaan okay wees, want ek weet wie my God is. En ek weet wie by my is. God is by my, hy is in my, hy is nader as wat ek ooit sal besef, en hy sal my nooit los nie. En een van my favorite verse wil ek jou herinner, voor hierdie jaar afskop, is Hebreërs 13 vers 5, en ek wil dit ook in die Passion Translation vir jou lees. Hy sê dit so mooi, hy sê, don't be obsessed with money, al hierdie dinge waaroor ons so gou worry, but live content with what you have, ander perspektief. For you always have God's presence. For hasn't He promised you, I will never leave you, never. I will never leave you, never. I will never lose in my grip on your life. Die Engels praat van, I will not leave you nor forsake you. En dit verander die perspektief van hoe ons kyk na die Here. As ons besef dat God het ons, en hy het ons gehaat in hierdie jaar wat verby is, dan het hy ons in die jaar wat kom ook. En die laaste paar weke, terwyl ek voorberei en met die Here praat oor hierdie jaar wat kom en vanaand, beleef ek hoe die Here met my praat en hy gee vir my die volgende woorde en die Here praat gewoonlik met my Engels. Ek weet nie hoekom hierdie boerseun die Here in Engels hoor nie, maar dis net vreemd en hy praat met my in Engels. Nou ek sal dit vir jou vertaal ook, maar ek het beleef hoe die Here vir my sê, focus on me, I am enough. Fokus op my, ek is genoeg. En ek praat met die Here en ek sê vir hom soos, definitief Here, maar hoe? Soos ek net, Here hoe? Gee my nog 'n grip op hierdie. En ek beleef hoe die Here vir my sê, leave 2025. Let go.
so that you can grab hold of me. En ek besef, ons hou so maklik vas aan die verlede en aan die dinge wat verkeerd geloop het, dat ons hande toe is. En ons sukkel om met 'n oop hand die Here te gryp. En die Here herinner my net aan een van my favorite verse wat hom so mooi beskryf. En dit gaan nie oor die omstandighede nie, dit gaan nie oor enigiets nie, dit gaan oor Jesus. En hoor wat sê Johannes 14 vers 6. Jesus sê vir hom, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe my nie. En hy kom herinner my net weer aan wie Jesus is. Hy is die weg. Hy is die enigste weg. Hy is die enigste waarheid. Daar's baie goed wat mense sê is waarheid, maar hy is die enigste waarheid. En is net by Jesus waar ons kan lewe vind. En as ons aan hom kan vasgryp, as ons op hom kan fokus, dan is dit alright. Dan gaan dit alright wees. So hoe fokus ons op God? Hoe gaan jy in 2026 in, sonder om vas te hou aan die seer en die gemors en die negatiewe goed van 2025? Want glo vir my, daar het 'n klomp goed gebeur. En ek seker as ons nou met hande opsteek oor goed wat gebeur het in 2025, gaan elkeen 'n hand kan opsteek van goed wat verkeerd geloop het. Amen. Selfs al is dit net die pothol voor jou hek. Hoe fokus ons op die Here? En as ons praat van let go, is die antwoord plain en eenvoudig. Jy vergewe. Jy maak klaar, jy surrender daai eie planne wat jy het en jy let go van dit wat jou terughou, sodat jy met 'n oop hand God kan gryp. Jy vergewe. Ons het niks meer as God nodig nie, hy is genoeg. So hoekom hou ons vas aan die dinge wat ons nie wil vergewe nie? Hy is ons bron. Hoor wat sê Psalm 55 vers 22. Hy sê, so here's what I've learned through it all. Leave your cares and anxieties at the feet of the Lord. En dan hoor hoe sê hy dit verder. Hy sê, and measureless grace will strengthen you. Measureless grace will strengthen you. Wanneer ons nie vashou aan ons failures nie, wanneer ons nie vashou aan die seer nie, kan ons in dankbaarheid kom voor die Here. Dankbaarheid is soveel makliker wanneer ons nie vashou aan 'n klomp dinge nie, maar ook wil ek in dieselfde asem sê, wanneer ons in ons seer, in die situasie, dankbaar kan wees, omdat ons weet wie God is, en wat sy karakter is, en omdat ons sy karakter en sy goedheid ervaar en ken in ons lewens, dan begin ons celebrate in ons omstandighede, wie hy is, en dan maak dit die omstandighede en die dinge makliker. En ek is seker julle het dit al beleef. Dis om daai bril op te sit en anders te kyk na dieselfde dinge, maar te besef measures of endless grace. Dis wat ons doen. En in my huis het ons 'n reël. Wanneer dinge rof gaan, wanneer ons besef ons fokus het verdwaal en wanneer ons gefrustreerd is en julle weet mos wanneer daar so 'n bietjie tension in die huis is. O, julle weet nie daarvan nie. Julle nie tension in julle huise nie. As julle kom leer my na die tyd, okay? Maar wanneer daar so 'n bietjie tension in ons huis is en jy voel overwhelmed, jy voel net geworried en gestres en jy kom nie eens agter waaroor alles nie. Dan het ons 'n reël waar ons sê, ons skuif alles een kant toe en ons vat 'n oomblik waar ons sê, ons kies nou om te celebrate. Ons kies om te celebrate, nie omdat die omstandighede dadelik moet verander nie, maar oor dat ons anderster moet kyk na ons omstandighede. Oor dat ons moet onthou dat God is goed ten spyte van ons vrese, ten spyte van ons worries, ten spyte van hierdie goeders wat aan die gang is, weet ons God verander nie, hy het ons nog nooit gelos nie, hoekom sal ons worry en dink, hy gaan ons nou ewe skielik los? En ons sit by mekaar, partykeer aan die einde van die maand, en kap ons maar die beskuitjies, weet wat ook al ons in die huis vind, ons probeer om minder te snack, so ons nie baie snacks in die huis nie, wat ook al ons vind, maak ons 'n oomblik en ons sê, Here, bely net weer ons fokus, sodat ons in dankbaarheid, die value van dankbaarheid net weer kan kry, want dit is nodig om dankbaar te wees, sodat ons 'n goeie perspektief kan hou. Waar ons dan net by mekaar kom, ek en my vrou, kinders is nog, hopelik slaap hulle teen daai tyd. Hulle is gewoonlik deel van die frustrasie, wat ons onsself moet herinner, die Here is nog nie vir ons. Maar dis 'n tyd wat ek en my vrou vat en ons sê, kom ons fokus net weer
reg. Kom ons bely net weer ons lewens met wie ons weet God regtig waar is. Hy is die enigste weg. Hy is die waar ons lewe kry. Hy is ons bron, hy is ons voorsiener, hy is die geneesheer, hy is die een wat ons beskerm. En oor dat hy nie verander nie, weet ons gaan okay wees. En is hierdie gedagte wat ek vandag by jou wil los, is dat God bly dieselfde. Maar ek wil hê jy moet besef dat jy het nodig om jou perspektief te verander en jy het nodig om jouself te herinner daaraan, sodat jy met 2026 kan instap met 'n vars perspektief dat God sal my nie los nie. Hy sal nie my een kant los nie. Ek gaan okay wees, nie oor dat ek oulik is nie, maar oor dat my God by my is. Oor dat hy my nooit sal los nie. En in daai dankbaarheid opnuut vir wat Jesus gedoen het vir my en jou, het so nader getrek, kan ons in dankbaarheid voor God staan en met 'n oop hart kan ons vir hom sê, ek wil nie vashou aan alles wat my terugtrek nie. Here, ek gaan U vasgryp met my hele hart, met 'n oop hand.